Goeiedag, ek is Roan Kombrink van die AP Kerk Orania en ek gaan voort met ons reeksie oor die genade wat God aan die mensdom bewys reeds in die eerste paar hoofstukke van Genesis. Vandag wil ek vir ons saam lees uit Genesis 1 vers 26 en 27 en dan ook Genesis 5 vanaf vers 1 tot 3. Genesis 1 vers 26 en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En dan weet ons natuurlik wat gebeur na die sondeval en die straf wat die Here daarop gee. En dan kom ons by Genesis 5, daar lees ek vir ons vers 1 tot 3, dit is die stamboom van Adam, die dag toe God Adam geskape het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem. Die Here skep die mens na sy beeld en na sy gelykenis, man en vrou skep hulle na sy beeld, en dit beteken effektief dat die mens geskape is met sekere van die mededeelbare eienskappe van God. Die mens en die dier is onderskeie van mekaar, die dier is nie na die beeld van God geskape nie, want die mens is, iets wat baie duidelik word uit Genesis 2 vers 18 tot 21, maar dit beteken dat die mens 'n verhoudingswese is, dit beteken dat die mens 'n emosionele wese is, dit beteken dat die mens 'n redelike wese is en 'n morele wese is, en aan al hierdie opsigte is die mens na die beeld van God geskape. Met die sondeval word daardie beeld natuurlik beskadig. Maar die groot genade lê hierin, dat die beeld van God in die mens nie totaal verdwyn nie. En dit word vir ons baie duidelik uit Genesis 5, dat wanneer Adam en Eva dan uiteindelik nog kinders kry, na Kain en Abel, en nadat Kain vir Abel doodgeslaan het, gee die Here vir hulle Set. En Set word gebore, en dan word hierdie beskrywing gegee in die stamboom van Adam, dat die Here Adam na sy beeld geskaap het, en na sy gelykenis geskaap het. En dan baie pertinent, dat toe Set gebore is, hy na Adam sy ewebeeld geskaap is. Met ander woorde, Adam is na die beeld van God geskape, en Set ook. Die beeld van God in die mens is verduister, is stikkend, is gebroke, maar is nie verlore nie. En dis die groot genade wat ons al reeds in Genesis kan sien, en wat ons later sien uitspeel, dat wanneer die Here Jesus sy versoeningswerk op aarde kom doen, dat wat hy doen is, dat hy elkeen wat die Heilige Gees tot geloof bring in hom, herskep na die beeld van ons Skepper. En dit sê Efesiërs 4 vers 24 vir ons, Kolossense 3 vers 10 vir ons, dat ons dan herskep word na die beeld van God in kennis, geregtigheid en heiligheid. Met ander woorde, herskep word met die vermoë om God te kan ken, herskep word tot die vermoë om met hom in 'n verhouding te kan lewe, en herskep word tot die vermoë om onsself aan hom te kan toewy, om hom te kan aanbid. Wat 'n groot genade wat alreeds duidelik word in Genesis. Ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons loof en prys U vir die groot genade. Ons loof en prys U vir die liefde, vir die goedertierenheid, vir die verlossingsplan wat U uitgevoer het, en wat U alreeds van die begin af aangekondig het. So duidelik word dit vir ons as ons Genesis lees, dat dit nie maar 'n terloopse plan B was, of 'n gryp na 'n nuwe plan toe dinge skeef geloop het nie, maar dat U van die begin af presies geweet het wat gaan gebeur, presiese plan in plek gehad het, en U raadsplan uitgevoer het, foutloos en volmaak soos wat U is. Ons loof en prys U daarvoor, ons verheerlik U daarvoor, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.